Die wat my nie ken nie, my naam is Freddy van der Linde. Ek het in 2010 tot bekering gekom. Ek het maar 'n rowwe pad gehad. As ek so na julle gesigte kyk, dan sien ek nie iemand wat op daai pad was nie. Daar sal ek net kyk of my kyk nou werk. Willem, jy sal 'n paar van daai foto's onthou. As jy daar in die middel kyk, dit was in die desert gewees. Ek het off-road rallies gery. Willem wat daar bo sit, was 'n motorbiker, ek het karre gery. So waaroor het my lewe gegaan? Partytjies, maar geld. Alles wat te doen met geld is, daar was ek gewees. En ek het goeie geld gemaak. Ek het 'n sus gehad wat vir my kon werk het. En daar was regtig niks wat my hart begeer het, wat ek nie gehad het nie. Ek het regtig alles gehad. Ons het wit leeu's as troeteldiere in die huis gehad. Jagluiperds het in ons beddens geslaap. Eland het in die yard kom slaap. Alles was grondmaak. My vrou het 18 verskillende spesies apies gehad. Van so groot tot hierdie groot boviane. Ons kan ongelukkig op daai stadium net nie 'n chimpansee in die hande kry nie. Anders het sy dit ook gehad. En toe een môre tel ek my sussie op, dood. En daai môre stop my lewe net daar. Want ek het nie meer iets om voor te leef nie. Want ek besef alles wat ek besit, al die geld wat ek het, al my pelle met baie geld, al hulle koneksies, my koneksies, kan dan nie lewendig maak nie. En ek word 'n rebel. Teen wie dink julle rebelleer ek? Teen die Here, ja. Want sy is 5 jaar jonger as ek. En die ergste van alles is my ma en pa leef nog. Ek meen, hulle moet mos eers doodgaan. Nie my sus nie. En dit wat ek gedink het, Ben, ek weet nie of jy my kan onthou en Magalies drink nie. Daar's nie 'n polisieman, 'n swart in daai dorp wat my nie geken het. Vir 'n jaar lank probeer ek myself dooddrink. Daai draaie van Magaliesburg. Dan kom ek in die middel van die nag, dan stop ek daar aan die verkeerde kant van die pad. My vrou het 'n convertible Mercedes gehad, dan maak ek die dakkie oop. Natuurlik met altyd 'n glas in die hand, dan sit ek in slaap tot 'n trok oor my lyn. Want ek wil nie meer leef nie. Vir 'n jaar lank. En een môre was ek my hare. En 'n stem sê vir my, wie is ek? En ek sê ek weet nie. En die stem vra my 2-3 keer, wie is ek? En ek sê ek weet nie. Maar met my sussie dood, toe bel my niggie my van Amerika af en sy sê, gaan op jou sussie se Facebook. Nou my kantoor was 'n moderne kantoor. Elke 6 maande, jaar 18 maande, wanneer nuwe komputers inkom, word dit net in my kantoor kom sit. Ek het dit nooit aangesit nie. Dit was net die image gewees. Wat is Facebook? So my dogter op daai stadium meld my by die kantoor uit en sy gaan op die Facebook in en op haar Facebook staan, liefde is 'n eindelose vergifnis. En ek dink, wie haar doodgemaak het, ek is nie so lief vir hom nie. Ek sal hom nie vergewe nie. Want hy het my vertel, my sus was aangeraand gewees. Net voor haar dood, haar lippe was stikkend gewees, haar oë was stikkend, haar maag was persblou gewees. Toe kom sy as my sussie se seun vir my, haar vriend, as hy haar aanslaan, as hy haar aanrand, dan neem sy foto's en hy bring die foon vol foto's. So wat wil ek doen? Ek wil hom gaan uitwis. Maar dank die Here waarsku hom in 'n droom, dat hy met padjie uit Randfontein uit. En na die derde keer wat die Here, daai stem vir my sê, wie is ek? Sê ek weet nie. Toe sê daai stem vir my, liefde is 'n eindelose vergifnis. Dis omtrent 'n maand voor die tyd dat ek by Angus Beckenkamp was. En hy het 'n paar goed gesê wat my geruk het tot in my tone toe. Eerste wat hy vir my gesê het, julle
is nie vaders in die huis nie. Nie een van julle is meer priester in die huis nie. En ek kon nie met hom stry nie. Want my prioriteite was by die werk en by geld gewees. En om dit te maak het ek in die kroeg gesit. So ek besluit toe nee, ek gaan my lewe verander. So ek begin die Bybel lees. En iemand sê vir my, begin met die boek Johannes. En wat lees jy in Johannes? God is liefde. Toe hierdie stem vir my sê, liefde is 'n eindelose vergifnis. Toe vra ek, is U die Here? Toe sê daai stem ja. En ek weet nie wie van julle het al ooit met 'n stem gepraat nie. Baie keer as ons gedrink was en ons het nou lekker gesels, dan was van my woorde, as ek vanaand nou 'n spook sien, of as ek met 'n stem praat, dan maak ek die kortste pad na 'n nuwe deur. Jy het nie ook so gesê nie. Maar dit het niks gebeur nie. Ek stap uit daai kamer, uit die badkamer uit. En op pad kom bys toe. Nou dis seker so 30 meter, 50 meter miskien. Ondergaan my lewe 'n 180 grade omkeer. Toe ek in die kombuis instap, het ek die kalmte wat ek nie vir julle kan verduidelik nie. En ek vertel vir my vrou. Op pad uit het ek net 'n PT short en 'n T-shirt aangetrek. Op daai stadium is daar 11 huise op die plaas. Ek gaan na al die huise toe en ek vertel vir almal wat ek vir hulle vertel het, wat ek nou vir julle vertel het. En hulle sit basies soos julle nou verbaas voor my. En toe ek by die laaste huis uitstap, toe wonder ek, is dit moontlik? Ek loop verby my leeuhok. En ek weet nie van wie van julle het al leeu's aangehou, wie ken 'n leeu nie. 'n Leeu kyk nie so nie. 'n Leeu lê en sy oë kyk. As daar 'n kleintjie verbyloop, dan kyk die hele koppie. Toe ek verbyloop, toe kyk die leeu vir my so. En ek loop terug. Toe ek die derde keer verbygaan, toe stop ek en ek sê vir hulle, dink julle ook ek is mal? En ek verwag hulle almal gaan sê, ja, lekker mal geword. Want, na my sussie se dood, het die hele familie gesê, ek is in 'n diep skok toestand, maar ek gaan eendag uitkom. Maar die leeu het nie gekyk, niks gesê nie. So met wie het ek gepraat? Is dit moontlik om met God te praat? Wat dink julle? Julle kan met my saam praat. Ek wil vir julle ietsie sê vanaand. As dit wat ek vir julle gaan sê nie waar is nie, dan wil ek hê julle moet my reg help. Ek het die grootste begeerte in my lewe om die Here te ontmoet. En nie net die Here te ontmoet, ek wil graag my sussie sien. Ek gaan in hierdie paar lesings wat ek baie oor haar praat. Ek wil haar graag sien. Ek weet nie of sy daar is nie. Ek weet net een ding verseker, as ek nie die dag as die Here kom, of as ek doodgaan op die regte plek is nie, gaan ek haar nie sien nie. So asseblief kom help my reg. Wie kan ek glo? Ek het met predikante gaan praat, ek het met pastore gaan praat, en almal het my net so aangekyk. Te bang om iets te sê, want ek het baie geld gehad. Nou ek wil vanaand vir julle ietsie wys. Wat sê predikante, professors, leraars? Daai is 'n biskop. Kyk wat skryf hy. Die opstanding van Jesus was 'n geestelike opstanding. Dit het niks met 'n fisiese liggaam te doen nie. Dis wat vandag aan die wêreld verkondig word. Met ander woorde, Jesus staan net in jou gedagtes op. Die verskyning van Jesus na die opstanding was slegs visioene van sy disippels gehad het, omdat hulle hierdie groot behoefte gehad het om hom weer te sien. Die evangelie van Matteus, Markus en Lukas kan nie as letterlik geskiedenis geneem word nie. Kan ons dit sê? Dis nie letterlik nie. Tydjie terug was daar 'n Jesus seminar. Kyk wat sê hierdie professor. Professor John Dominic Cruzan. Hy sê ek verstaan dat beide Christus en Boeddha goddelik is. Op dieselfde manier is inkarnasie van die Heilige. Die kruisiging van Jesus was niks meer as kindermishandeling in sy hoogste vorm nie. Ons moet die seun lief hê, maar die Vader moet ons haat. Wat weet daai professor nie? Ek glo nie sal help as ek met hom praat nie. Ek is te dom. Maar wat weet hy nie? Hy weet nie dat Jesus vir hom gesterf het nie. Hy weet dit nie. Maar nou sê hy, ons moet die mense ons moet vir die Vader haat en ons moet vir Jesus lief hê.
Professor Bruce Malinga sê in sy boek, Jesus was niks meer as 'n toordokter nie. Hy het die mense bedrieg. Nader aan hy is Professor Andries van Aarde. Hy is 'n teologiese navorsing en lid van die Jesus Seminar. Hy het 'n boek geskryf, Fatherless in Galilee. Die moeder van Jesus was heel waarskynlik 'n vrou van twyfelagtige moraliteite, wat swanger geraak het deur 'n Romeinse soldaat. Nou voor ek met 'n stem gepraat het ek geluister na hierdie goed. Want watse bewyse het ek? Watse bewyse het julle dat daar wel 'n Jesus is? En dis die pad wat ek gestap het, wat ek graag met julle wil deel. Ek is 'n realis. Weet julle wat is 'n realis? Die Bybel beskryf hom as 'n Thomas. Wys met die merke. So vir my is dit nie maklik om 'n ding te glo nie, hoor. Glad nie. Dit was vir my moeilik om te glo ek het met die Here gepraat. Die eerste week, miskien 2 weke, het ek op die wolke gesweef. Want dit was vir my moeilik geweest. Hy skryf die liggaam van Jesus is waarskynlik deur sy disippels gesteel. Dit is heel moontlik dat die liggaam van Jesus deur honde geëet is. Is dit nie godlastering nie? So kan ek die Bybel glo? Kan ek die predikante glo? Kan ek die professors glo? Hulle wat vir jare gaan studeer, kan ons hulle glo? Dink julle dit sou kom met die wêreld vandag in die toestand wat hy is nie? Want kan ons die mense glo? Maar voor ek aangaan, wie van julle is bereid om 'n klein toetsie saam met my te doen? Ek wil julle wys vandag hoe lees julle die Bybel. Ja, kan ons die toetsie doen? Dis 'n oog-brein toets wat ons gaan doen. So met ander woorde, dit wat ek inneem, wat kom hier bo uit? Ek gaan vir julle 'n sinnetjie gee om te lees. Moenie die fout maak om te tel nie. Julle moet al die F's vir my tel in hierdie sinnetjie. Lees die ding, want onthou dis die oog-brein toets. Dis nie 'n wiskunde toets nie. Lees daai sinnetjie. Bietjie vanaand kom ek gee julle weer 'n kans. Wie sê 3? Steek op julle hande. Steek op, ek kan sien. Mens kan weer nie kom. Wie sê 3? Kom maar nou op, laat ons kan sien. Onthou die eerste iemand wat gaan regs gaan 'n geskenkie kry. Julle stel reg. Wie sê 3? Wie sê 4? Waar het julle raai gekry? Jy het getel. Wie sê 5? Tel gou. Is dit hoe ons die Bybel lees? Kom ons toets julle. Lees daai vers aandagtig. Dis die vers wat die meeste in die wêreld nie verstaan word nie. Kom ek lees dit nou vir julle. Hier kom die wysheid te pas. Wie die verstand het, laat hom die getal van die dier bereken. Want dit is 'n getal van 'n mens. En sy getal is 666. So wie se getal is daai? 'n Mens. Wat het ek en jy geleer toe ons so klein was? My pa het vir my gesê, as jy 'n triple 6 op jou lyf kry, kom jy nie huis toe nie. Nie so nie. Ek het baie keer dan sê ek vir die mense, daar staan my 2 ou tabakkie. Ek wil hom verniet weggee. Daar's net een voorwaarde. Ek het 'n stempel wat sê 666, wat ek met permanente ink hier gaan sit en hier gaan sit. En niemand wil die bakkie hê nie. Want ons het geleer, dis die duiwelse getal. Is dit nie so nie? Maar daar sê hulle, dis 'n mensgetal.
Ek het na pastore toe gegaan, toe ek die Bybel begin lees. En julle kan vir my sê, toe julle begin lees, is daar goed wat net nie vir my sin maak nie. Eerste ding wat ek gesien het, wat nie vir my sin maak nie. Daar was 2 manne aan die kruis. Een was 'n skelm, en wat was die ander ene? Ons is geleerde moordenaar. Ek hoor gereeld preke van 'n moordenaar. Die Bybel sê, misdadigers. Hy kan 'n moordenaar wees, maar hy word nie gespesifiseer nie. So wie's daai mens? Dit was deel van my pad gewees. En toe kry ek hierdie vers in die Bybel, Jesaja 28 vers 9. En hy sê, vir wie wil hy, en die hy is met 'n hoofletter. Met ander woorde, vir wie wil God dan die kennis gee? God wil vanaand vir julle kennis gee. Dan sê hy, en vir wie wil hy vir wie wil hy die openbaring verstaanbaar maak? Ons gaan in hierdie paar lesings in Openbaring werk en in Daniël werk. Maar die Here wil dit vir ons verstaanbaar maak. Maar hoor hoe, vir die wat van die melk gespeen is. Jy al gesien 'n klein babietjie wanneer hy begin eet. Eers lê hy net in 'n eet, maar wanneer hy daai lepeltjie kan vashou, dan verslind hy alles. Hy's weg van die melk af. Ek het my Bybel verslind, ek is al op die 4de een. Van sy moeder weggevat, weggeneem van die moeder. Want dit is gebod op gebod, reël op reël, reël op reël, hier 'n bietjie, daar 'n bietjie. So wat sê dit? Dit sê ek kan nie net Openbaring lees en dink ek gaan hom verstaan nie. Dit sê vir my ek kan nie net Genesis lees en sê ek het die hele evangelie gekry nie. Ek moet die hele Bybel in totaliteit leer. Toe my pad draai, toe sê almal vir my, gaan koop vir jou net 'n Nuwe Testament, jy het nie die Ou nodig nie. Hulle het vir julle ook gesê, waar kom reël op reël nou vandaan? Hier 'n bietjie, daar 'n bietjie. Want dis wanneer jy die Bybel studeer, en ek sê altyd, as jy die Bybel oopmaak en daar staan Genesis 1, voor jy omdraai, is daar 'n goue draad in daai Bybel. En jy moet hom daar vat. Want as jy hom nie daar vat nie, gaan jy hom nie in die middel van die Bybel raakloop nie. En dis die probleem. Jesus sê, pas op dat ons nie mislei word nie. Wat beteken mislei? Hoe weet julle dat julle mislei is? Hoe weet ek vanaand of ek mislei is? En dit wat ek dalk vanaand vir julle sê, en iemand keer my daar buite voor en hy sê, dis verkeerd. Dis wat dit beteken. Eers waarna ek het gaan studeer en besef, hey, maar die man is reg. Nou is ek nie meer in misleiding nie. So jy kan nie net mislei bly, en as jy daar wil uitkom, moet jy kennis kry om te weet, vir hoeveel jare, hoeveel pote het 'n spinnekop? Waar is julle jongens, hoeveel pote het 'n spinnekop? 6. Hoeveel? Vir jare het hulle geglo, daar was net 6. Vir jare. Dis misleiding. Ek gaan op Zimbabwe toe, 2019, en ek ry verby 'n advertensiebord en daar staan, selfstudie is die sleutel tot kennis. Maar kennis is die sleutel tot wysheid. Kan ek julle 'n voorbeeld gee? 'n Tamatie. Is dit 'n vrug of 'n groente? Nou kom sit julle het nie julle vrugte slaai nie. Wie van julle het hulle vrug tamatie gekry en 'n vrugte slaai? Dis kennis en wysheid. Nou so moet ons dit in die Bybel toepas. Ek wil hê julle moet vanaand saam met my besluit, ons gaan net uit die Bybel uitwerk. Niks anders nie. So as ek iets sê, vra my, waar is dit in die Bybel? As ek vergeet het, vra ek vir Jan. Maar vra ons. So my vraag was, het ek met die Here gepraat? Is Jesus werklik my verlosser? Dis hier waar my pad begin het met bekering. Ek kan tog nie vanaand bid as ek nie 'n verlosser het nie. Vir wie bid ek? So ek moet weet daar is 'n Here, ek moet weet ek het 'n verlosser. So wat bewys die Bybel waar? In die eerste plek profeseë. Daar's tydprofeseë gegee wat tot op die sekonde
vervul as ons gaan vanaand een doen. Tot op die sekonde. Daai profesie is in die skepping gegee. Plus minus 600 jaar voor Jesus gekruisig is, weer gegee. Tot op die sekonde akkuraat. So die geskiedenis bewys dan dat daai profesie waar is. En dan die derde ding is argeologie. Baie goed in die Bybel was betwis. Want daar's nie bewyse nie. Maar soos die argeoloog gaan opgrawe het hulle dit bymekaar gekry. Nou daar's 'n baie merkwaardige profesie in die boek Daniël. En dis hy wat my aandag getrek het. En ek weet nie of julle daai profesie ken nie. Maar ek wil hom met julle deel vanaand. Maar onthou altyd 2 Petrus 1 vers 19 sê, en ons het die profetiese woord wat baie vas is, waarop julle tog moet ag gee, soos op 'n lamp wat in 'n donker plek skyn, tot die dag aanbreek en die môrester opgaan in die harte. So ons het daai profetiese woord wat vir ons kan lig gee en ons harte kan aanraak. 1 Petrus 1 vers 20, terwyl julle veral dit moet weet, dat geen profesie van die skrif 'n saak van eie uitlegging is nie. Ek kom tot bekering. Dis ek die grootste vis in Randfontein om te vang. Daar's nie 'n pastoor of 'n dominee wat vir my kom kuier het nie. Hoekom? Ek wil baie graag my 10de in daai kas hê. En een kom na my toe en hy gee vir my 'n boek oor Openbaring en Daniël. En hy sê vir my, ek wil gou jou iets wys in die boek. En hy maak hom oop. Daniël 7. Hy sê, wie is die leeu in hierdie profesie? Weet julle wie sê hy? Dis die Britse leeu's. Omdat ons 'n springbok het hulle die leeu. Hulle sê, dis hulle profesie daai. Die beer, Rusland, the Russian bear. Die derde een is die luiperddier. Julle raai wie sê hy? Die Zulus. Want hulle dra 'n luiperdvelletjie vir hulle oorlogsgewaad. Ek het dit geglo. Tot ek na die profesie toe gaan en gaan kyk, my magtig. Hierdie oom weet nie, toe sy ongelukkig dood. Nou Jesus gee vir ons 'n leidraad. Hy sê ons moet gaan kyk wat sê die profeet Daniël. Nou wat het Daniël gesê? In Daniël 2 gee die Here vir Daniël 'n droom van klere. Ek gaan dit later in die week van julle doen. 'n groot beeld met 4 verskillende klere. En dan sê hy, Daniël 2:28, hy het koning Nebukadneser bekend gemaak wat aan die einde van dae sal gebeur. Wanneer is aan die einde van dae? Leef ons aan die einde van dae? Ek het vergeet om julle te vra, wat is julle siening van die wederkoms? 100 jaar? 200 jaar? Ek is 'n jaar terug in Zimbabwe, toe vra 'n groepie my, geef ons jou interpretasie van die wederkoms. Weet jy hoe antwoord ek hulle? Moet ek dit vir julle in maande, weke of dae gee? Dis hoe naby ek die wederkoms sien. Ek meen ons moet vandag regtig blind wees as ons nie kyk wat in die nuus aangaan nie. Die einde van die tyd is hierso. Hierdie profesie is juis gemaak vir ons. Daniël 2:45 sê, die droom is waar en sy uitlegging is betroubaar. Julle gaan nooit Openbaring verstaan as julle nie begin in die boek Daniël om hom deur te werk en om te verstaan nie. Ons gaan vandaan een profesie doen. Dan gaan julle 'n bietjie as julle hier vanaf uitgaan, dan vra jy vir die mense, wie het al die boek Daniël gelees? Ja, die leeukuil. In die vuur. Party weet van die beeld. En dis wat hulle weet. Maar hulle weet nie van hierdie merkwaardige profesie in Daniël 8 nie. Dis 'n profesie wat baie lank is. Ek gaan vanaand net die eerste deel doen. Julle moet nie die tweede deel doen nie. Mis nie, asseblief. Ek dink ons doen hom môremiddag 4:00, dink ek. Doen ek daai lesing. Julle moet hom asseblief nie mis nie. Dan sal julle die hele uitleg van daai kry. Maar ek wil net die begin vandag doen. Dan en julle kan asseblief gaan lees daai profesie in Daniël 8. In vers 26 sê die gesig van die aandes en die môres waarvan gespreek is, dit is waarheid
En jy hou die gesig geheim, want dit sien op die verre toekoms. Daniël skryf daai visioen. Hy's ontsteld, hy's siek. En hy gaan aan met sy werk. En dan, wanneer jy Daniël 9 gaan lees, dan sien jy, Daniël bid vir hom en hy bid vir sy volk. Want daar was 'n profesie gegee deur Jeremia, wat die volk in ballingskap gaan vir 70 jaar. En Daniël sien, dit sal amper op die einde van daai tyd. So hy bid vir versoening vir die volk. En dan kom die engel Gabriël na hom toe. Min of meer 13 jaar later, vandat hy die visioen gehad in Daniël 8. En dan sê hy, en nou het ek heen gegaan om jou die insig te gee. So hy kom verduidelik vir Daniël wat hy daar gesien het. En nou gaan ons na die profesie toe wat ek met julle wil deel. En dis die profesie wat my laat vassteek het, en gesê het ek verwerp alles wat daai professor sê. Want die Bybel is nie vir professors alleen geskryf. Hy is vir hierdie kinders, hy is vir dom mense soos ek ook geskryf. Maar ons moet hom verstaan. Daniël 9 vers 22 sê, 70 seeletalle is oor jou volk en jou heilige stad bepaal, om die goddeloosheid te volëindig en om die maat van die sondes vol te maak, en die ongeregtigheid te versoen en om ewige geregtigheid aan te bring, en om gesig en profeet te beseël en om wat hoogheilig is te salf. So hierdie is eintlik 'n ultimatum. Ek gee vir julle 70 seeletalle om julle te bekeer, te gaan kyk wat die profesie sê en terug te kom na my toe. Dis die ultimatum. Vers 25 sê, nou moet jy weet en verstaan, van die uitgang van die woord om Jerusalem te herstel en op te bou tot 'n gesalfde en 'n vors is 7 seeletalle. En 62 seeletalle lank sal dit herstel en opgebou word met pyne en slote, maar in tye van benoudheid. Vers 26, as gaan hulle net lees, dan sal ons hulle terugkom om hulle te verduidelik. En na 62 seeletalle sal 'n gesalfde uitgeroei word, maar sonder iets vir hom. En die volk van 'n vors wat sal kom, sal die stad en die heiligdom verwoes, maar sy einde sal net 'n oorstroming wees, en tot die einde toe sal dit oorlog wees, vasbeslote verwoesting. En hy sal 1 week lank met baie sterk verbond sluit, en gedurende die helfte van die week sal hy slagoffer en spysoffer laat ophou. So dit is nou 'n hele mond vol, 70 seeletalle. Dan 7 seeletalle tot die opbou. 62 seeletalle verder tot 'n gesalfde. Wat is 'n seeletalle? Dis 7 maal 7. Is dit nie? So 7 seeletalle was om Jerusalem te herstel. 62 seeletalle om 'n hoogheiligde te salf. En dan in die laaste van daai week sal slagoffer en spysoffer ophou. Daar het ek dit nou net vir julle uitgesit. Ek het dit nou 'n paar keer daar bo in Afrika gedoen. En as ek uitstap, dan sê hulle vir my, die wiskunde was moeilik vanaand. Ons verstaan nie die wiskunde nie. Maar dit is so maklik. 70 seeletalle, 7 maal 7 is 490. Soos dieselfde met 7, 62 en 1 seeletalle. In totaal gee dit vir ons 490 dae. Onthou, dis die eerste deel van die profesie. Ek gaan die laaste een môre middag met julle doen. En onthou wat ek gesê het, dis nie 'n saak vir my eie uitleg nie. Ek gaan dalk vanaand vir julle baie slim lyk. Maar dis nie ek nie. Ek gaan vir julle later wys hoe die protestante dit al geweet. Martin Luther en sy mense. So dis alles, hierdie is maar basies, ek gee vir julle 'n bietjie geskiedenis. So wat sê die Bybel van 'n dag? In Jesegiel 4 vers 6 lees ons, 40 dae lank, vir elke jaar, lê ek jou een dag op. So as ons 490 dae het, 70 seeletalle, in een dag 1 jaar, dan is dit 490 jaar. En Numeri sê hulle vir ons presies dieselfde. 40 dae vir elke dag 1 jaar. So ons sien
volgens Bybel, profesie uitleg, een dag is 1 jaar. Okay. So dan is 1 week 7 dae, is 7 jaar. 490 dae dan, is 490 jaar. So God het vir sy volk 490 jaar 'n ultimatum gestel. So waar begin hierdie ding? Onthou enige tyd profesie moet 'n begindatum hê. Het julle gehoor toe ek die begindatum gelees het? Wie het dit gehoor? Sê weer? Waar begin hy? Onthou julle moet asseblief hiervanaf reg deur daai oogbrein onthou. Ons moet onthou wat ons gelees het, want die antwoord was vir ons gegee in vers 25. Nou moet jy weet en verstaan, van die uitgang van die woord af om Jerusalem te herstel en op te bou is 7 7-talle. Was daar so 'n bevel gewees in die Bybel? Weet julle van so 'n bevel? Julle kan daarvan gelees in Esdra 7. In Esdra 7 gee die koning 'n brief uit. Want onthou die 70 weke van ballingskap is verby, hulle kan teruggaan. So hy gee 'n brief. Deur my is bevel gegee dat elkeen van die volk van Israel en van sy priesters en leviete wat in my koninkryk gewillig is om na Jerusalem terug te trek, met jou mag gaan. So met ander woorde, hy gee vir hulle toestemming, hy gee vir hulle 'n brief om deur die verskillende provinsies te gaan. Maar saam met dit gee vir hulle die materiale om daai plek te gaan opbou. Wanneer is daai tyd? Nou gebruik ons weer die geskiedenis en 'n noukeurige historiese berekening kom ons op die jaartal 457 voor Christus. Koning Artasta het onder Kores gewerk. 457 na Christus. Daar was meer as een dekreet. Daar's meer as een dekreet. Van die ander gelowiges gebruik ook van hierdie dekrete. Kores het in 537 voor Christus gegee. Lees in Esdra 1 vers 1 tot 4. Darius het een gegee, Esdra 6 1 tot 12. Dan in Artasta, die wat ons nog mee werk, en dan het hy 'n tweede een gegee in 445 voor Christus ook gegee. So kom ons kyk na die uitleg. 70 7-talle oor jou volk en jou heilige stad bepaal. 7 7-talle om Jerusalem te herstel. So ons het 'n begindatum. Wanneer is die begindatum? 457 voor Christus. Daar begin hy. As ons nou 49 jaar daar vat, nou in die voor Christus trek ons af, na Christus tel ons by. So is 457 voor Christus, trek 49 jaar af, dan kom ons op die jaartal 408 voor Christus. Is daar bewys dat my berekenings reg is? Wie van julle het 'n Bybel nie? Johannes 2 vers 20 sê vir ons, 46 jaar lank is aan die tempel gebou. Hoor mooi, 46 jaar. Wat sê die profesie? 49. Ek kort 3 jaar. So ek is verkeerd. Maar kom ons stop. In daai tyd, wat se vervoer het hulle gehad? Ek het 'n size 8. Party het 'n size 12, hulle trap 'n bietjie meer as ek. Dis wat hulle gehad het. Hulle moes daai vat, hulle moes teruggaan. So om al die mense daar te kry met al die materiale deur die provinsies en alles, maak daai 3 jaar op. So dit het 49 jaar gevat. Dan die tweede deel, 62 7-talle tot op 'n gesalfde. So as ons daai vat, is 7 weke plus 62 weke, dan kom 7 plus 62 is 69 weke. Hoe lank was die profesie gewees? 70 weke. So op 69 weke voor Christus, of die jaartal 483 jare, ek het net julle die skets ingesit dat julle kan sien, daar is nie 'n jaar 0 nie. Daar was al berekeninge gedoen wat 'n jaar 0 ingewerk het. So dis 'n jaar voor Christus, dan is dit 'n jaar na Christus. Dis nie 'n jaar voor Christus, dan 'n jaar 0 en dan weer 'n jaar na nie.
Onthou dit altyd as jy die profesie sien. So as ons hom nou vat, ons het hom gekry, ons het gekom 408 voor Christus, is 29 jaar verby. As ons gaan na 69 weke toe, dan kom ons in die jaartal 27 na Christus. Wat het daar gebeur? Jesus is gedoop. 'n Hoogheiligste is gesalf. Hoe het hulle daai berekening gedoen? Weer geskiedkundig. Lukas 3 vers 1 sê, in die 15de jaar van die regering van keiser Tiberius, nou het hulle dit uitgaan werk, die slim ouens, kom op die jaartal 27 na Christus. Maar kyk wat gebeur daai dag, toe Jesus gedoop word. Matteus 3 vers 16 sê, en nadat Jesus gedoop was, het hy dadelik uit die water opgeklim, en meteens gaan die hemel vir hom oop, en hy sien die gees van God, soos 'n duif, neerdal op hom. So die Heilige Gees is teenwoordig met sy gedopery. Matteus 3 vers 17 sê, en daar kom 'n stem uit die hemel wat sê, dit is my geliefde seun, in wie ek welbehaag het. 'n Hoogheiligste is gesalf. Hoor wat sê Petrus? Met betrekking tot Jesus van Nasaret, hoe God hom gesalf het met die Heilige Gees en met krag. Is dit nie wonderlik nie, hè? Kan julle dink hoe ek gevoel toe ek hierdie goed begin besef? En ek dink aan wat daai professors gesê het. En ek dink aan my twyfel. En ek dink die woorde wat ek gesê het in daai twyfeltoestand. Maar nou is ons op 69 weke. Onthou, dis 'n tydprofesie. Ek doen die eerste deel, so ek kan niks wegvat nie. Anders kom ek nie op die einde uit nie. En wanneer ons die profesie gaan doen van Daniël 8, gaan julle sien dat was 'n spesifieke tyd wanneer hy moes geëindig het. So wat gebeur in daai laaste week? Matteus 9 vers 27 sê vir ons, en hy sal 1 week lank met baie sterk verbond sluit, en gedurende die helfte van die week sal hy slagoffer en spysoffer laat ophou. Wat beteken slagoffer en spysoffer? Julle gaan kyk wat 'n slagoffer en spysoffer. Ek doen dit wanneer ek daai ander deel doen. Julle moenie daai ding mis nie. Vir jare was ek vasgevang met daai profesie. En amper het ek verkeerde dinge gedoen in my lewe. So daai laaste jaar is 27, die helfte van 7 is 3,5 jaar, kom om en uit by 31 na Christus. 27 plus 3,5, 31 na Christus. Daar is die grafiek. Wat het in 31 na Christus gebeur? Wat sê die geskiedenis? En gedurende die helfte van die week sal hy spysoffer, slagoffer en spysoffer laat op. Johannes 1 vers 29 sê, daar is die lam van God, wat die sondes van die wêreld wegneem. Dit weet daai professor nie. So ek weet nie wat sy teologie het hulle gaan studeer nie. Maar dit staan in my Bybel. En as julle die 33:57 Bybel gebruik, gaan julle dit ook nog kry. Dis wat in die Bybel staan. So in die helfte van daai laaste week het spysoffer en drankoffer opgehou. Hoor wat sê Paulus? Maar toe die volheid van tyd gekom het, het God sy seun gestuur. Wat is die volheid van tyd wat daar gekom het? Onthou die ultimatum? 70 sewetalle. So, die Bybel sê Jesus het gekom net vir sy volk. Baie mense hardloop met daarmee weg. Hy het net vir sy volk gekom, ja, hy het hulle ultimatum gestel. God het 'n volk gekies, soos hy ons vandag kies, om die lig uit te dra aan die wêreld. So het hy daai volk gekies. En gaan lees 'n bietjie na die geskiedenis van die volk. Gaan lees hulle konings. So hy kom in die tyd, dat hulle oë moet opmaak en besef, hier is ons verlosser. Maar hulle verwerp hom. So in die volheid van daai tyd, net voor hy profesie ten volle is,
kom die Here. Hoekom? Dis die ander vers wat min mense verstaan. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het. Vir wie het Jesus gesterf aan die kruis? Vir 'n uitverkore klompie mense? Hy is vir die wêreld lief, hy het vir almal gesterf. Maar hier lê die geheim. Wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie. So Jesus mag vir my, of kan ek stel dit anderster, as ek in daai tyd moes doodgegaan het met my gedrinker, as ek een hand in daai draaie gestop het, en hy trok het oor my gery, het daai bloed aan die kruis vir my niks beteken nie. Want as ek in hom geglo het, het ek nie gedrink nie. Ons is nou in 2026. 16 jaar terug by Angus Beckham, sit ek met 'n glas drank in my hand, 2 of 3 slukkies gevat. Ek het daai glas neergesit en nog nooit weer aan drank geraak nie. En was daar versoekings gewees? Was ek al lus vir dit gewees? Maar ek het 'n besluit gemaak. Ek glo aan daai stem wat met my gepraat het. En hy sê vir my, as ek in hom glo, gaan ek nie verlore raak nie. Ek het weggestap van al daai goed af. Daar is dit nou vir julle opgesom. Nou is ons in die helfte van daai week. Maar nou bly nog 3,5 jaar oor. Wat gebeur aan die einde van 3,5 jaar? Om daai profesie nou in vervulling te bring. Julle gelees van Stefanus? Hy's gestenig. Wie staan daar? Wie die bevel gegee? Waar lê al die klere? Saul. Ek het in my lewe al baie gedink ek is Saul. Baie. Veral toe ek begin besef en verstaan wat die Here vir my probeer sê, my lewe lank. Ek sien die prentjie van die fariseërs wil vir Jesus gryp. Dan sien ek vir Paulus aan die voorhok. Daar staan hy. En hy kom tot bekering daarna. Daar's 'n skematiese voorstelling. 49 jaar tot 408, die mure in Jerusalem herstel. 62 weke later, jaar 27 na Christus, Hoogheiligste word gesalf. In die helfte van daai week word slag en spysoffer tot niet gemaak aan die kruis. Aan die einde van daai profesie, Stefanus word gestenig. En daar gaan die evangelie uit na Freddy van der Linde toe, 'n heiden. En miskien kan julle vanaand vereenselwig met Freddy van der Linde. Dank die Here vir sy liefde vir sondaars. Ek moes dit leer ken na my sussie dood. Ek moes daai pad stap na my sussie dood om te besef waaroor gaan die lewe. Vandag, ek het in 2010 tot bekering gekom. Ek het nog nooit weer gewerk van 2010 af. Ek het nie gewerk nie. Vir 12 jaar het ek nie my plaas se paemente betaal nie. Toe ek wegstap van die werk af, ek het alles so gelos, ek het na my seun toe gegaan en sê, vat dit vir jou. Sorg net dat jou ma kos op haar tafel het. Ek het alles gelos. Ek het weggestap met 5 miljoen rand se skuld. Ek was gedagvaar. My bankbestuurder met wie ek baie brandewyn gedrink het, was by my huis. Hy het my gesoebat en gesmeek, Freddy, gaan terugwerk. My kliënte van die myne af het vir my kom by die huis kuier. Freddy, kom terug werk toe. Jy gaan alles verloor. My oom waarvoor ek baie lief was, het my gebel om na hom toe te kom. Toe raas hy met my. Toe sê hy, raak jy nou 'n loser, raak jy nou sleg. En dan nie sê gat nie. Jy gaan alles verloor. Jy gaan sorg dat jou ma, jou vrou op die plaas sit. En ek het gesê nee. Ek het 'n stem gehoor. En ek weet daai stem is die Here se stem. En daai stem het vir my in sy woord gesê, sien jy daai mossies? Jy is my veel meer werd. Na 12 jaar, daar was 2 banke.
Die een bank was 2 miljoen waar die plaas op was, en die ander een was 3 miljoen wat my sussie die masjiene geherfinansier het. Hulle het my baie moeilikheid gegee. En ek moes die maandagmôre in die Hooggeregshof gekom het. Toe is dit nie meer 3 miljoen, dis nou al amper 5 miljoen rand se saak hierdie. Nog nooit in my lewe na hof nie, ek is vrek bang om in hof te wees. Klim ek die môre, Vrydagmôre, en ek ry Rustenburg toe, want ek het 'n Bybelstudie gehad. En op pad soontoe bid ek en ek sê, Here, ek wil nie in die hof kom nie. Ek skuld daai geld. Maar Here, ek sal vir U werk. Staan U vir my dag in die hof. Weet julle wat het met daai saak gebeur? Uit die hof gegooi. Die bank het hulle eie agente gestuur na my besigheid toe, en hulle het die masjiene se serienommers kom neerskryf. Nie ek nie. Hulle. Daar's geen een van daai masjiene op my vloer wat se serienommers klop met daai nie. Ek het dit nie gedoen nie. Saak is uit die hof gegooi. 5 miljoen rand tussen neus en ore weg. Alles behoort aan die Here. Alles. 2 miljoen rand oorgebly het. Na 12 jaar, toe nog 19, net voor COVID, is ek in Zimbabwe en my seun bel my, sê, pa, ek gaan die besigheid toemaak. Ek het geleer, as ek vir iemand iets gee, is dit nie meer myne nie. Hy kan maak met daai ding net wat hy wil. Aan die brand steek, sy kan slaan weggee, dis nie meer myne nie. Ja, my hart gaan seer wees. Ek gaan die besigheid verkoop. Dis reg. Ek verkoop die besigheid, ek kom terug. Ek na 'n maand of 2 sê vir my, gaan pa my nou nie vra, hoekom nie? Ek sê nee, besighede is maar sleg. Hy sê nee pa, as ek nie wegkom van die besigheid nie, gaan ek nooit die Here sien nie. Want hy het besef, hy gaan vasgevang word in daai besigheid. Hy kry vir die gebou in Randfontein 1.2 miljoen rand. Cash. Hy kom na my toe, hy sê, pa, gaan ek en jy hierdie geld deel? Kom ek gee vir pa 600.000 en ek vat 600.000. Dit behoort vir ons genoeg te wees tot die Here kom. Of pa, moet ek die plaas betaal? Ek sê, seun, as jou, jy kan maak wat jy wil. Hy klim in sy kar en ry na 'n prokureur toe in Kreeusdorp. Hy sê, ek wil jy moet vir die bank 'n brief skryf. Sê vir hulle, ek offer hulle 1.2 miljoen rand en ons kol uit 'n deal. Die wat sê prokureur, nie my tyd mors nie. Hy dan sê skryf. Weet jy wat sê die bank? Wat teken ons? Julle wat hier voor my sit is meer werd as daai mossies. Ek het nie blou oë nie. Maar ek het daai stem erken, dis die Here daai. Ek het sy woord aanvaar deur hierdie profesie wat ek nou vir julle gegee het. Toe Jesus aan daai kruis sterf, toe die hoofpriester in die tempel, toe wil hy daai lammetjie slag. Toe hy daai lam wou slag, toe die mens die by sy keel is, toe skeer die aarde oop. Die voorhangsel skeer van bo af, duisternis. Hy skrik om boeglam. Die mes val en die lam hardloop weg. En julle kan gaan dit oplees, is in 'n geskiedkundige boek van Josefus. Op die sekonde. Weet die professor dit? Sal hy sulke twak skryf? Nee. Ons het 'n verlosser. Ons het eene. Nou wil ek julle 'n verhaal vertel wat Jesus self vir die Fariseërs vertel het. Ja, nou steek my daar's 'n verhaal van 'n landbouer wat sy grond uitvuur. Gaan julle vertel, want my ding hang nou op, ek moet alles afsit en van voor af begin en dan gaan dit weer tyd vat. Maar julle kan gaan opkyk, dit is in Matteus 21. Die verhaal van die landbouer. Hy vuur sy grond uit. Dan wanneer die oes daar is, stuur hy sy handlangers om sy wins en sy geld te gaan haal. Dan slaan hulle en hulle maak hulle dood. Dan stuur hy weer. Dan doen hulle dieselfde. Dan besluit die landbouer, kom ek stuur my seun. Hulle sal hom genadig wees. En as hy daar kom en sê, dit is die erfgenaam. Kom ons maak hom dood.
Dan vra hy vir die Fariseërs, wat sou julle gedoen het as dit julle seun was? Hulle sê, ons sal vir hulle die swaarste straf gegee het. En dan sê Jesus, ek vat my koninkryk van julle af weg, en gaan dit vir 'n volk gee, wat vrugte gaan dra. En dan die volgende vers sê hulle, en hulle het verstaan, hy praat met hulle. In daai tyd van 3,5 jaar wat sy bediening was, het hy daai gelykenis vir sy volk gegee. Hulle het nie na hom geluister nie. In die volheid van tyd het hy gesterf. Vir wie? Vir julle, vir my, vir almal wat in hom glo. Nie wat die wêreld vandag glo, een keer gered, hemel toe. Nee, hulle wat in hom glo. Om in Jesus te glo, beteken net een ding. Ek gaan doen wat hy vir my sê, ek gaan sy woord studeer. Want hy praat die meeste met mens uit sy woord uit. Dis 'n bietjie anderster as wat ek gedink het, voor ek hierdie profesie begin studeer het. Maak dit vir julle sin? Ek het vanaand vir julle vertel, ons het 'n verlosser. In 'n kort profesie. Hy het gesterf op die regte sekonde. Hy het opgestaan vir elkeen van ons, as ons aan hom wil glo. Daar's nie 'n ding dat iemand uitverkore is nie. Dis 'n valse leuen van die duiwel af. Daar's 'n babietjie. Ek weet nie wie is die oudste hier nie. Miskien is ek weet nie. Almal van ons se name is by geboorte in die boek van die lewe. Ek het 'n besluit gemaak wanneer myne uitkom. Maar wanneer ek op my knie gaan en ek sê, Here, vergewe my. Sê 1 Johannes 1 vers 9 vir my, dat God regverdig is. My sal vergewe, alles wat tussen my is, die verste in die see te gaan gooi, die diepste kant, so ver as die ooste van die weste af, dink nooit weer aan nie. Ek moet hom gehoorsaam wees. Môreoggend wil ek nou vir julle vertel van 'n oorlog in die hemel. Baie dankie dat julle is. Kan ons afsluit met 'n gebedjie. Hemelse Vader, baie dankie dat ons in U teenwoordigheid kan wees, Here. Dankie dat U vir ons sulke goue goed in die woord gelos het, Here, net wanneer ons in twyfel kom en wanneer ons nie wil glo nie, om terug te gaan na U woord toe en te weet en besef dat U waar is, dat U bestaan, dat U 'n werklike persoon is. Dankie, Here, daarvoor. Wees nou met elkeen vanaand, Here. En Here, ek weet een ding vanaand, is nie ek wat die oortuiging kan doen nie. Dis die werk van die Heilige Gees. Miskien is daar mense vanaand wat twyfel. Miskien is daar mense vanaand, Here, wat gesit het waar ek gesit het. Wat getwyfel het of die woord waar is. Here, dit was nie mense wat my oortuig het nie. Dis U woord en die Heilige Gees wat dit tot my gebring het. En ek wil vir U dankie sê, Here. Maar doen dit so ook vir hierdie mense. Geef ons 'n goeie nag, Here, en sit in U wil is, bring ons asseblief by mekaar. Vra dit in Jesus naam. Amen. Baie dankie.